Pinksterdag. Ons lees Handelinge 2 vers 1 tot 13. Vir die afgelope week nou al stroom Jode van reg oor die wêreld Jerusalem binne vir die groot oesfees, Pinksterfees. Dis tradisie dat almal hulle eerste opbrengste van hulle oes op die spesifieke Sondag van Pinkster aan die Here kom offer. En Jerusalem bars uit haar nate. Petrus het vir al die gelowiges laat weet om op daai Sondag bymekaar te kom op hulle gereelde plek. Moontlik is dit 'n goeie geleentheid om sommer weg te kom van die skares wat jou so vertrap by die tempel. Dit sal ook lekker wees om as 'n groep gelowiges weer Jesus se opstanding saam te gedenk, sonder om deur al die Joodse rituele te moet gaan. Skaars is almal binne, of 'n verskriklike storm bars skielik los. Dit klink behoorlik of hulle huis gaan wegwaai. Kinders gaan aan die huil en 'n paar vrouens gil van vrees en daar heers algemene chaos. Petrus is weer eens die een wat opstaan en almal kalmeer. Maar dan kom hulle agter dat daar absoluut geen wind is nie. Dis net hierdie onaardse geluid. Wat gaan aan, wil almal weet. Hier's iets baie eienaardig aan die gang. Petrus kry 'n beklemming om die hart. Hy voel aan dat hulle nie alleen in die vertrek is nie. Hier is nog iemand baie groot saam met hulle. Dan gil een van die vrouens, kyk, kyk, en sy wys op na die dak. Almal snak na hulle asems, as hulle die groot vuurvlam sien, wat stadig en misterieus uit die dak neerdaal op hulle. Hulle spat verskrik uitmekaar, maar dan verdeel die vlam in 'n klomp klein vlammetjies, en elkeen van hulle gaan sit op een van die gelowiges in die vertrek. Die onverklaarbare is dat die vuur hulle nie brand nie. Die mense wil hysteries raak, maar wanneer hulle agterkom dat niks met hulle gebeur nie, dan kom daar 'n onverklaarbare kalmte oor hulle. Skielik besef Petrus wat hier gebeur. Die Heilige Gees, verklaar hy. Wat bedoel jy, Paulus? Petrus wil Thomas weet. Jesus het mos gesê dat ons moet wag vir die Heilige Gees en dat hy hom na ons sal stuur. Hierdie is die heilige oomblikke, broers en susters. Dit is die koms van die Heilige Gees. God is persoonlik hier in die vertrek teenwoordig. Die magtige geluid van die stormwind weerklink deur die ganse Jerusalem. Duisende nuuskieriges stroom uit elke uithoek van die stad na die plek waarvandaan die geluid kom, totdat daar 'n reuse skare van mense rondom die huis staan. Iemand hamer aan die deur. Wat is aan die gang daar binne, wil hulle weet. Petrus maak die deur oop en voor hom staan duisende mense wat saamdrom om te hoor wat aangaan. Dan peel die gelowiges ook uit die vertrek. Hulle kan nie wag om vir almal te vertel wat so pas gebeur het nie. Opgewonde vertel hulle van hulle onbeskryflike ondervinding. Maar dan begin hulle agterkom dat die mense hulle baie snaaks aankyk. En skielik kom hulle agter dat hulle nie in die gewone voertaal Aramees met die mense praat nie. Die een praat Grieks en die ander een Arabies en die ander Latyns.
Iemand vertel sy verhaal in die taal van die Perse en 'n ander die van die Pamfiliërs. Die mense van Medië en Kappadosie en Sirië hoor elkeen die verhaal in hulle eie taal. So ook die inwoners van Frigië, Asië, Libië, Sirene en Mesopotamië. En die groot wonder is dat nie een van hierdie vertellers ooit so 'n taal aangeleer het nie. Die duisende toeskouers is stom geslaan. Hoe is dit moontlik? Hierdie klomp is tog almal doodgewone Galileërs. Wat kan dit tog alles beteken? Ag man, hulle is sekerlik dronk, snork iemand vererg. Petrus roep die ander 11 apostels bymekaar. Kom, ons moet iets doen, want niemand verstaan wat aan die gang is nie. As ons nie nou dadelik vir hulle verduidelik nie, het ons groot probleme. Petrus, praat jy maar, bedui een van die manne. Ons is met jou. Dan tree Petrus na vore en hy maak die skare stil. As hy so oor die see van mense kyk, sien hy weer die golwe wat sy lewe bedreig het, toe hy op die stee wou stap. Maar dan kom daar 'n onverklaarbare kalmte oor hom en sy vrees verdwyn. Hy weet dat hy nie alleen hier staan nie en dat die Heilige Gees elke woord in sy mond sal lê. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat vandag hier gebeur het. 'n Doodse stilte sak oor die skare toe, as Petrus se klokhelder stem gelaai met selfvertroue weer klink. Hy begin verduidelik oor wat hulle vandag hier ervaar het. En nee, die manne is beslis nie dronk nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. Die woorde rol van Petrus se lippe af. En die mense hang aan sy lippe as hy vertel van Jesus, dat hy gekruisig is en doodgemaak is. Maar Jesus het ook opgestaan uit die dood en hy lewe. Hy regeer nou waar hy sit aan die regterhand van God die Vader. So diep is almal getref deur Petrus se eerste toespraak, dat nie minder nie as 3000 mense daardie dag gelowig word en volgelinge van Jesus word. Kom ons bid. Is dit nie wonderlik nie? Here, gee my asseblief die wil om die Heilige Gees toe te laat om ook my lewe te beheer. Amen.